Nou vriende, goeiemôre, ons is die Here nog dankbaar dat ons andermal weer kan saam wees rondom sy woord. Ons vertrou dat u 'n goeie nag se rus gehad het. Ons vertrou dat u hierdie môre begin het met God se wonderlike woord, dat u in gebed ook vir die Here gesê het, Here, sonder u kan ek niks doen nie. En my begeerte is dat die Here ook vir ons sal met wysheid bekragtig, sodat ons vanuit die waarheid van sy woord gevoed kan word, versterk kan word, bemoedig kan word, sodat ons ook meer as oorwinnaars kan wees deur Jesus Christus, wat ons liefgehad het. Nou vriende, ons gaan vanmôre aangaan met ons reeksie wat handel oor Bybelse berading vir blywende verandering. Ek het vir u gesê, ons moet eers so 'n bietjie die grondwerk doen, ons moet so 'n bietjie die fondasie reg kry, om vir u te wys dat sielkunde in die Bybel nie met mekaar versoen kan word nie. Juis omdat die vaders van sielkunde absoluut anti-Christelik was. Hulle het Christendom gehaat en hulle was uitgesproke daaroor. Daarom kan ons dit nie met mekaar versoen nie. Dit is twee uiteenlopende pole. En die vraag waarmee ons gesluit het, toe ons gister se boodskap hier afgehandel het, is, was sielkunde nog altyd deel van die kerk, of hoe het dit deel van die kerk geword? En het ek vir u baie duidelik gesê, dat sielkunde nog nooit deel van die kerk van die Here Jesus was nie. En vir honderde en selfs duisende jare, het die kerklidmate mekaar bygestaan. Was daar berading wat onderling gedoen is deur lidmate, en juis is probleme geïdentifiseer, en sodoende uitgesorteer. En ag vriende, as ons dink aan manne soos Dr. John MacArthur, en as u sy bediening ken, sal u weet dat hy 'n universiteit het waar mense opgelei word in verskillende vakrigtings. Teoloë word opgelei, mense wat God se woord hoog ag. En hy skryf self, en ek lees vir u wat sê hy oor die gedagte van Bybelse berading, en dat Bybelse berading altyd deel was van die kerk van die Here Jesus. Sielkunde was nooit deel van die gesprekvoering. Dit was nie eens op die voorgrond gewees nie. Sielkunde het daardie tyd nie eens bestaan nie. Dis 'n nuwe uitvulsel van mense, omdat hulle wegbeweeg van die woord, omdat hulle die woord van God gering ag, omdat hulle liefhebbers van genot en liefhebbers van sonde is, in plaas van liefhebbers van God. En vriende, dit klink miskien as sterk uitsprake, maar dis 'n Bybelse uitspraak. Want die Bybel sê vir ons, dat die Here na sy eie mense gekom het, en sy eie mense het hom verwerp. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. En mense wat weergebore is, mense wat nuut gemaak is, kan getuig daarvan, dat God se woord genoegsaam is, vir welke probleme hulle in hulle lewe het, vir situasies wat oor hulle pad kom. En hoor wat skryf Dr. John MacArthur. Hy sê, sedert apostoliese tye het berading in die kerk plaasgevind as 'n natuurlike funksie van korporatiewe geestelike lewe. Met ander woorde, kinders van die Here het mekaar ondersteun, mekaar bemoedig, mekaar gehelp. Hy skryf, hy sê die Nuwe Testament self beveel immers gelowiges om mekaar te vermaan, Romeine 15:14. Die Bybel beveel ons aan om mekaar te bemoedig, Hebreërs 3:13. Die Bybel sê troos mekaar met hierdie woorde, 1 Tessalonisense 4:18. Die Bybel is ook baie duidelik in 1 Tessalonisense 5:11, ons moet mekaar bemoedig en mekaar opbou in die allerheiligste geloof. Die Bybel sê in Jakobus 5:16, bely mekaar julle misdade en vergeef mekaar as die een teen die ander gesondig het. U sien vriende, die Bybel is baie duidelik daaroor, dat God se woord genoegsaam is, ook in ons probleemsituasies. Paulus skryf in Romeine 15:1, hy sê, en op ons wat sterk is, rus die verpligting om die swakhede te dra van die wat nie sterk is nie, en nie onsself te behaag nie. As ons maar gaan kyk na die oorgrote probleme, oorgrote meerderheid van probleme van mense, is dit maar goed soos depressie, neerslagtigheid, mismoedigheid, vrees, angs, al daardie natuurlike dinge in die mens se lewe. Luister, jy's nie siek as jy depressief is nie. Jy's nie siek as jy angs beleef, of vrees beleef, of as daar onsekerheid in jou lewe is nie. Jy's nie siek nie, dit is 'n normale menslike reaksie, wat Bybels dan ook aangespreek moet word, en die oplossing daarvoor gekry moet word. Ek was 'n depressiewe mens. Glo my, ek kan vir u lang verhale vertel in watter depressie ek verval het. En die medikasie wat hulle jou baie keer wil gee, maak jou net sieker. Tot die Here my kom leer het. Hy is my krag en hy is my sterkte. Sy woord is die lig vir my pad en die lamp vir my voet. Die medegelowiges wat onder jou inkom, die waarheid van die woord wat jou versterk. Ek onthou toe ek hierdie beradingskursus gedoen het baie jare terug, 'n 2-jaar kursus wat ek baie take moes doen, baie lesings moes bywoon, hoe God se woord het al hoe sterker na vore getree het, en ek het besef, dis wat die kerk van die Here mis, is om 'n hoë agting te hê vir die Bybel, 'n hoë siening van God se woord, want as die Bybel praat, dan praat die Here. En wie
kan beter vir ons raad gee as die een wat ons geskaap het, die God van hemel en aarde. Daarom sê Paulus in Galasiërs 6 vers 1 en vers 2, hy sê, broeders, as iemand ewenwel deur een of ander misdaad, een of ander sonde oorval word, moet julle wat geestelik is so een reghelp met die gees van sagmoedigheid, terwyl jy op jouself let, dat jy ook nie versoek word nie. Dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Vriende, die Bybel sê vir ons baie duidelik, dat ons moet mekaar reghelp met die gees van sagmoedigheid. Hierdie woordjie reghelp in die oorspronklike taal, beteken maar to set a broken bone, of wanneer 'n been gebreek is, dan sit ons gips om, en dan is daar 'n tyd van heling, en dan is die been weer herstel. En dis dieselfde gedagte. Wanneer iemand deur een of ander sonde oorval word, een of ander sondige probleem, of een of ander mismoedigheid, het ons nodig om onder daardie persoon in te kom, en mekaar se laste te dra. Vriende, kinders van die Here moet mekaar help. 'n Kind van die Here wat lief is vir die Here, is in die strengste sin van die woord eintlik maar 'n beraader. Een wat onder ander inkom. En ons het nie die sielkunde nodig nie. Ons het God se woord nodig. Hoor dit sê Kolossense 3 vers 16. Laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid. Leer en vermaan mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here. Vriende, ons oupas en hulle oupas was mense wat God se woord liefgehad het. Dis mense wat gegroei het in die kennis en genade van die woord. Dis mense wat by huisgodsdiens lofliedere gesing het, die woord gelees het, saam gebid het, hulle afhanklikheid aan die Here verklaar het, en het goed gegaan met daardie gesinne. Jy het bitter min gehoor van 'n egskeiding, 50 en 60 en 80 jaar terug. Jy het baie min gehoor van verslawings, jy het baie min gehoor van hoerery en homoseksualisme en lesbienisme, jy het baie min gehoor van verkrachtings en moorde en doodslag. Waarom? Omdat mense gebly het by God se woord. Die dag toe die kerk sielkunde begin inkorporeer met die Bybel en eintlik vir die lidmate sê, luister, ons het nie eintlik raad en oplossings vir julle probleme nie. Julle moet na iemand anders toe gaan. Die sê ons eintlik die skepper van hemel en aarde het nie vir ons genoegsame inligting gegee om ons probleme te oorkom nie. En ons moet na die menslike wysheid toe gaan. Onthou u die gedeelte wat ek gelees het daar in 1 Korintiërs? Die Bybel sê vir ons dat die Here die wysheid van die mense sal verydel. 1 Tessalonisense 4:18 sê vir ons, bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Ons het nodig om mekaar te bemoedig uit God se woord. 1 Tessalonisense 5 vers 11, daarom bemoedig mekaar en bou die een die ander op, soos julle ook doen. Vriende, vir 1900 jaar het die kerk die Bybel as God se woord geag as genoegsaam, aanvaar en beskou vir elke geestelike probleem en dilemma van die mens. Dit was aan die begin van die 20ste eeu toe die meeste van die groot colleges en universiteite, veral in die FSA, sielkunde begin inkorporeer het as deel van hulle sosiale wetenskap leerplan, dat leraars hierdie dwalings begin aanvaar en begin preek het. Dit was juis in hierdie tyd dat die voorstanders van die hoër kritiek gefloreer het. Dit is nou die mense wat in plaas van om die Bybel te glo, gepoog het om die Bybel as onwaar en irrelevant te beskou. Die manne soos Graaf en Wellhausen en al hierdie manne. Dis manne wat eintlik vir ons probeer sê dat die woord van God is nie juis en dit is nie waar nie. En daarom, vriende, is belangrik om te sien dat ons ook nodig het om terug te keer na die Bybel, terug te keer na die waarheid van God se woord. Ons sonde te bely dat ons God se woord as minderwaardig geag het en opnuut weer 'n hoë siening van die woord te hê. Vriende, gaan afsluit met so 'n aanhaling of so 'n opmerking wat Dr. John Street gemaak het. Baie interessante insiggewende opmerking. Hy sê aan die einde van die 19de en die begin van die 20ste eeu het die meeste groot colleges en universiteite sielkunde as 'n deel van hulle kern sosiale wetenskap kurrikulum ingesluit. Die meeste Christene het toe geweier om hulle jong mense na hierdie universiteite van skeptici te stuur, wat oorspronklik op Christelike beginsels gegrond was, omdat hulle Christelike geloof herhaaldelik aangeval is, wat baie denominasies laat ontstaan het om hulle eie Christelike colleges te skep. Hy skryf, hierdie nuwe colleges moes 'n veilige Christelike akademiese alternatief bied vir die groter sekulêre universiteite wat al geloof verwerp en bespot het. Maar nou skryf hy, omdat hierdie mense akkreditasie vergunnings wou gehad het hierdie selfde colleges later vinnig kursusse van sielkunde begin inbring in die 1920s en 1930s en so die sielkunde geakkommodeer
en ter wille van akkreditasie dan ook eindelik hulle geloof verwerp. Vriende, geweldig om hierdie aanhalings te lees, hierdie opmerkings wat hierdie slim manne maak. En dan besef ons maar net hoe nodig ons het om terug te keer na God se wonderlike woord. Ons gaan bietjie môre kyk na wat is die algemene sieninge van die sielkunde en dan gaan ons bietjie kyk na die gedagte van hoe God se woord kop en skouers uitstaan. En dan gaan ons begin om hierdie berading te doen. Dan gaan ons vir u bietjie wys hoe God se woord vir ons baie duidelike Bybelse oplossings gee vir probleme waarmee ons vandag sit. Vandag in die kerk te kampe mee het. Mag die Here vir ons groot genade en groot wysheid gee. Vriende, groete vir u en 'n mooi dag verder. Tada.